Is ons op die lig? Fantasties. Wat sê eerste, wie van julle was allemaal laas Sondag in die kerk by die erediens? In die families, het ek gesien? So daar is 'n paar wat my nie ken nie. Ek is Dominee Johan Visser, ek is nie hierso. Julle sal sien, daar is nog baie Vrystaat stof wat aan my plak, maar dis goeie stof, is lekker om hier te kan wees. Gaan dit goed met julle? Fantasties, ek hou van daai energie, Boeta. Ons moet dit hou, hoor. Kom ons groet gou vir mekaar, kyk gou rondom jou, miskien sien jy 'n vreemdeling of iemand wat jy nie ken nie, miskien het jy nog jou ma of jou pa gegroet vanoggend nie, ek weet nie, maar sê net gou vinnig, hallo daar langs jou. Fantasties, het is lekker om vanoggend hier so te wees saam met julle, ons sien uit om die Here te aanbid, ons sien uit om saam met mekaar te wees in die teenwoordigheid van die Here. Julle het gesien die afkondigings, neem met asseblief kennis van die bazaar wat gaan plaasvind, en dan natuurlik ook van die manne aanbiddingsgeleentheid volgende week Vrydag, dis 'n wonderlike geleentheid en ons nooi julle graag daarna toe uit. Ek wil graag vir die ouers vra, daar waar jy sit, kan die ma's en pa's net gou vir my hulle hande opsteek? Ja, oma's en oupa's kan ook hande opsteek, julle is ook, ja, so. Dankie, ek wil julle graag in die oë kyk. Ek wil graag, soos wat jy daar sit, haal vir 'n oomblik diep asem en blaas uit. En wie lekker diep in en rustig uit. Ek wil vir jou hande klap want jy het dit gemaak vanoggend. Ek weet hoe sonnaoggende gaan, ek's 'n pa van 3, ek weet hoe gaan dit by die skool, ek weet hoe werk dit met die aflaai. Ek hoop soos wat jy inasem en soos wat jy uitblaas, word jy geherinner aan die woorde van laas Sondag, Dum Spiro Spero. Dum Spiro Spero wat beteken, soos wat ek asemhaal, hoop ek. Mag vanoggend vir jou 'n ruimte wees, waar jy net lekker kan diep inasem, die liefde van God in, en waar jy dankbaarheid kan uitblaas, soos vir 'n oggend, soos vanoggend. Ek wil graag sien, die kinders wat die laaste 2 weke verjaar het, want ons het vir die laaste 2 Sondae, ons het 'n afskeidspreek gehad, en ons het 'n intreepreek gehad laas Sondag, ons wil vinnig sien of die kinders is wat verjaar het, van die 24ste Januarie, tot die 13de Februarie, is die enige van julle hier, so ek gou sien, as die handjies, steek gou vir my in die lig, ja, ek sien, fantasties, ek gaan julle vorentoe nooi, ek hoop tannie Brenda, daar's tannie Brenda, so kom julle so lank vorentoe, as jy enige tyd van die 24ste Januarie tot die 13de Februarie verjaar, kom staan gou hier voor, so lekker in 'n ry, kyk vir die gemeente, het ons enetjie, ons het 2, fantasties. Sien julle hierdie jong tannie, as die enige nuwe gemeentelede is en so, het vanoggend dalk vir die eerste keer die inskakel en so, Brenda, sy is ons kinderjeugwerker. As julle nie die inskakel en jou kinders moet iewers by die kategese klassies inskakel, asseblief na die diens moet julle vinnig net vorentoe kom en met haar ook net kontak maak. Kan ek gehoor daarso Brenda, kan jy vir my dalk help? Hierdie 2, hoe oud is hulle? Hoe oud het hulle geword in hierdie 2 weke? Hy verjaar vandag, fantasties. Gister verjaar, en hy het 7, hoe het het 9 geword, ja? Hy het 11. Hy wat 11 geword het, wat is sy naam? Dewan en Daniel, fantasties. Nou, lyk my die tradisie en die ritueel is, dat die musiekfabriek vir julle 'n liedjie sing. Kom ons sing gou heerlik saam vir hierdie wonderlike kinders se verjaarsdag. Fantasties, gee 'n hande klap. Lyk my daar het nog 'n ene bygekom. Fantasties, baie welkom. Julle weet nou waarvoor daardie coupons is, nee? Dit is nie vir 'n groot stuk koekie, dis net vir 'n cupcake. En as hy baie lekker proe, dan moet jy vir mamma en pappa vra dat hulle vir jou 'n slice koeke koop. Is dit reg? Wonderlik. Dankie, julle gaan sit gerus, gee vir hulle 'n hande klap. Dankie. Kan ek gou vinnig sien, huweliksherdenkings, ons moet dit ook daarom seker vier, ons gaan nie vir julle sing hier, maar kan ek sien, is daar enige iemand in die laaste 2 weke wat hulle huwelik herdenk? Kan ek sien, enige iemand? Niemand hier. Ek gaan vir julle sê wanneer my huweliksherdenking is, die 26ste April, moet dit nie vergeet hier, nee? Ok, fantasties.
Vriende, ek wil julle graag groet in die naam van Jesus Christus. Geen ander naam nie. Dis hoekom ons vanoggend hier so is. Dis hoekom ons na die huis van die Here toe kom. En mag daar die naam van Jesus Christus soos 'n soet klank op jou lippe wees. En ek wil julle groet ook met 'n foto wat die volgende sê. En dit gaan so ietsie van ons teks ook wees vanoggend. Luister mooi. En dit begin mooi om te sê, luister. Luister Israel. Luister Stellenberg gemeente. Luister die visserhuisgesin. Luister Stellenberg. Die Here is ons God. Die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê met al jou krag. Neem dit in. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader God, ons kom voor U as die allerhoogste, die allerheiligste. Ons kom voor U as die lewende God. Dankie dat U vanoggend hier saam met ons is. U teenwoordigheid saam met ons. En Vader God, ons gaan nou die voorreg hê om 2 liedere saam te sing, om te sing oor hierdie lewende God. En my gebed is, Vader God, dat dit nie net leefwoorde sal wees wat op ons lippe is nie, maar dat dit regte waar uit ons hart uit sal kom. My gebed vir vanoggend is dat ek as liturg en ons as musiekspan al hoe meer in die agtergrond sal verdwyn. En dat U as die groot liturg na vore sal tree. U wat sentraal staan van ons lewens. Ons bid dit als in die naam van Jesus. En ons almal sê, Amen. Kom ons staan en sing ons die volgende paar liedere saam. Wie regeer, wie is in beheer, wie is die begin en die einde, en wat is, wat was en wat kom. My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Langs die weg en die waarheid, daar is niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk omlei? Is die ridder op die wit paard, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige
dale, stormwinde is die tale, hy leef, daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre duine, plante blomme en woestyne, wat skreeu, daar moet 'n God wees. Die skepping getuig, dat die mens hom moet weet. Hy leef, verhef oor die aarde. Hy leef, alle lof ere waarde, verberg voor die hoog, doch hoorbaar omhoog. Hy leef. Sagte stiltes deur die klowe, bring 'n boodskap wat beloof. Daar's meer, daar moet 'n God wees. Harde stem uit donker wolke, roep die nasies, alle volke, in kreet, daar moet 'n God wees. Die skepping getuig, dat die mens hom moet weet. Hy leef, verhef oor die aarde. Lof ere waarde, verberg voor die hoog, doch hoorbaar omhoog. Hy alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. Alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. Hy leef, verhef oor die aarde. Hy leef, alle lof ere waarde, verberg voor die hoog, doch hoorbaar omhoog. Hy leef, verhef oor die aarde. Hy leef, alle lof ere waarde, verberg voor die hoog, doch hoorbaar omhoog. Hy Ons hemelse Vader God, ons verklaar dat U leef. Dankie dat ons vanoggend hierdie ruimte kan geniet, waar ons kan inasem en kan uitblaas. Die liefde van God kan inasem en dankbaarheid kan uitblaas. Dankie dat U saam met ons op reis is. En mag U vanoggend vir ons kom ontmoet in die heilige woord en die heilige skrif. Dankie dat ons saam kan behoort aan U. Dat ons saam kan behoort aan mekaar. En dit wat ons hier na mekaar toe bring, is niemand anders as Jesus Christus nie. En daarom nooi hy ons terug na die tafel toe. En nooi ons terug na die woord toe, waar ons kan eet en drink en dit kan inneem. En daarom kan ons ook vanoggend sê, ons glo. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons almal sê, amen. Kom ons sit
En terwyl ons kyk na hierdie video, sê ons in ons harte hierdie geloofsbelijdenis ook saam op. Kom ons kyk aan na. Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, onze Here, Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, Gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, En wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. vanwaar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 Ons almal sê, amen. Fantasties. Ek hou van die energie so. Dit werk vir my. Ek's 'n onderontwikkelde introvert, maar dit werk vir my. Sondag na Sondag gaan dit so belangrik vir ons wees as gemeenskap van gelowiges en veral in die familiediens met hierdie klein ou skapies. Om vir hulle te vertel van wat is hierdie, van waarin ons glo. Dis iets wat ons verloor en verleer. En ons sal mekaar moet help onthou. Want dit is so maklik om te vergeet. Ons tema van die jaar by die gemeente is ons behoort aan God, hierdie spesifieke eerste kwartaal. Ons behoort aan God. Ons kan so maklik vergeet. En daarom gaan ons mekaar help hierdie jaar en vir ons kinders help om die tafel waar die woord van God sentraal gaan staan, tussen die eet en tussen die drink, om die woord van God te vertel om die tafel, want die woord staan sentraal tot ons lewens. Ek hoop julle is opgewonde daaroor, want ek is passievol hieroor, veral vir ons kinders, om hulle groot te maak in die naam van Jesus, hulle te vertel van wat is dit waarna ons glo. Kan ek gou weer die hande sien wie laas Sondag hier was? Gesien? Ek weet ek het baie gepraat daarso. Maar daar was 5 goedjies wat ek graag vir julle mee net wil herinner van dit waaraan jy moet vashou. En ek gaan dit so 'n bietjie anders te doen vir oggend. Die 5 goedjies, wys gou jou hand vir mamma en pappa, jou boetie, sussie, ouma en oupa langs jou, of vir 'n vreemdeling of vir 'n enkeling. Maak nie saakie. En dan wil ek jou graag hê jy met jou duim vir die persoon langs jou wys. Dis die eerste ene wat jy gaan onthou. Dit was een van die 5 goedjies wat ek laas week genoem het. En ek wil graag hê jy met jou beste, luister nou mooi, ek gee Engelse klasse ook, jou beste Amerikaanse, Engelse, Durbanville/Bellville, Eversdal aksent gebruik. Ek weet hoe klink 'n Vrystaat aksent. My seun James het dit. Maar kom ons hoor gou of jy die volgende kan doen. Dan sê jy dit kliphard saam, né? En dan sê so herhaal gou vinnig saam met my. God. Ja, ek soek daai Amerikaanse aksent wat hierso moet kom, né? God is good. Het julle dit? So jy wys jou duim op en jy sê God is good. Jy moet nooit vergeet hier. Ons gaan mekaar help hier om te onthou. Dan wys jy jou wysvinger na die maatjie langs jou toe. En jy sê God loves you. God is good. God loves you. En dan die langste vinger van jou hand. En as hy nie is, hy kan na die tyd net my toe kom en so, dan sal ons daaroor praat. Is die volgende ene,
God is in control. God is good. God loves you. God is in control. En dan jou ringvinger, eendag gaan julle die voorreg hê om ook getroud te wees, is die volgende ene. God is faithful. Nee? En dan die laaste vingertjie. God's timing is perfect. God is good. God loves you. God is in control. God is faithful. And God's timing is perfect. Sien, ek is nie net 'n dominee, ek gee Engelse klasse ook. God is goed, God is lief vir jou, God is in beheer, God is getrou, God se tyd is altyd perfek. Dis goedjies wat ons gaan moet leer om te onthou, vir as ons so saam om die tafel gaan wees en gaan behoort. Nou kom ons luister na ons jaar tema van wat dit beteken om te behoort. So ons hele jaar se tema gaan hierop gebaseer wees van Romeine 14 van vers 7 tot 8. Niemand van ons leef tog vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. As ons leef ons immers vir die Here. Vir niemand anders nie, ons leef vir die Here. Hierdie Here wat goed is, wat lief is vir ons, wat in beheer is, wat getrou is, wie se tyd altyd perfek is. En as ons sou sterf ons vir die Here. En of ons dan nou lewe en of ons dan nou sterwe, ons behoort aan die Here. Is mooi, né? Ons behoort aan die Here. Nou ons ouers, mamma en pappa, wie van julle kan onthou die Heidelbergse katekismes? Ja, ek sien julle raak sommer so bleek toe julle dit nou hoor, né? Maar kom ek help julle, want ons kinders ken nie dit vandag nie. Maar in die Heidelbergse katekismes, nommer 1, vraag en antwoord. Die heel eerste vraag van die Heidelbergse katekismes is dit, presies wat ons in die teks mee gewandel het. Wat is my enigste troos en lewe en dood? Want die antwoord is, ek kan julle nie hoor nie, dat ek aan Jesus Christus my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ons behoort niemand anderste as Jesus Christus nie. Nou familie, ons het laasweek gepraat van hoe belangrik die huis is, die kupa, die oop gasvryheid. Ons het gepraat van die ding, die voorwerp wat die belangrikste is in die huis, is die tafel. En so julle gaan baie tafelteologie by my hoor. En ek wil jou vinnig vat na Deuteronomium 6 toe. Vir my en vir die visserhuisgesin is dit seker die belangrikste Bybelgedeelte vir ons as gesin, as ons praat van die tafel, as ons praat van hoe help ons om ons kinders te laat onthou, en hoe help ons om mekaar te onthou, dat ons behoort aan hierdie God, van wie ons nou van praat. So kyk wat sê Deuteronomium 6 van vers 4 tot 9, dit gaan ons help om te onthou, dat ons behoort aan God. Dit begin met my fotum. Luister Israel, luister Stellenberg, huis van Stellenberg gemeente, luister Visser huiswoning, elkeen van julle, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met jou hele hart en siel lief hê, met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal. Help ons om te onthou, herhaal, geloofsgewoontes, herhaal dit vir jou kinders. En praat met hulle daaroor. Wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, en wanneer jy gaan opstaan, bind dit as 'n teken aan jou hand, en laat dit as 'n versiering op jou voorkop wees, skryf dit op jou deurkusyne van jou huis, en op jou stadspoorte. Ons behoort aan God. Maar hoe gaan ons mekaar help om te onthou dat ons aan God behoort?
Hoe gaan ons ons families help dat ons behoort aan God? So hierdie gaan ons basis wees vir die res van die jaar. En veral wanneer ek ouerskap toerusting gaan aanbied en dit gaan die hele tyd ons bronteks wees van Deuteronomium 6 om vir ons te help ons behoort aan God en hoe help ons mekaar onthou. As ek nou die volgende, daar is die skyf hier reeds op. Hoe onthou ons mekaar? Weet julle wat is daai dingetjie teen die deur? Dis 'n deur, dis ietsie wat in die Joodse tradisie is. Het julle dit al gesien? Kan ek gou sien, enigiemand dit al gesien al van tevore? Is dit heeltemal nuus? Ek is bly as ek vanoggend iets vars na die tafel toe kan bring. Hulle noem dit in Hebreëus, in die Joodse tradisie, noem hulle dit 'n mezuzah. Dit klink soos 'n instrument, né? Dis nie dit nie, maar naby. Dis 'n mezuzah en by elke deur, voordat jy by die voordeur instap, is hierdie houertjie teen die muur vas. En binne in hierdie houertjie, die mezuzah, niks anderste as die Deuteronomium 6 wat ons sopas gelees het nie. So elke keer as ma en pa, boetie, sussie, ouma en oupa deur daardie deur loop, word hulle herinner aan hierdie bronteks waaraan hulle moet vashou. Vertel van jou kinders van hierdie Here. As julle saam op reis is, as julle gaan slaap, bind dit vas in julle hande, julle stadspoorte, julle deurkusyne. Want ons leef in 'n gejaagde wêreld en ons moet mekaar help om te onthou dat ons behoort aan God. Kom ek vertel julle 'n storie van die visserhuiswoning. Julle het laasweek gehoor James se storie, die verf. Ek hou van stories vertel, né? Nee? Ek hoop dit julle gehelp om iets van God se onvoorwaardelike liefde te verstaan. Nou, waar is dit my vrou? Sy's nog hier so. Okay. Ek weet die 3 kinders, dit gaan rof. My vrou, hoe lank is ons nou getroud? 13 jaar. Ek moet nou nie verkeerd sê. So 26 April, ons gaan elke Sondag huweliksherdenkings doen om te hoor ook en ons gaan dit feesvier ook saam met julle en sê ja, fantasties. Kom ons celebrate dit. Maar ons sal nou 26 April sal ons nou 14 jaar getroud wees. Nou ons so vinnig met julle die deel. My eerste werk was in George en ek het eers 'n 3 jaar jeugwerkgraad gedoen voordat ek toe ek eers 'n bietjie gaan werk in George by 'n presbyteriaanse gemeente Engels. Hulle het my geleer Engels praat saam met my vrou. En ons gaan op ons witte brood vir 2 weke. En toe ek terugkom van honeymoon af, toe sê die gemeente hulle kan my nie meer bekostig nie. Kan julle dit nou oor vertel? Ek suppose om my huis op te sit, vir my vrou te sorg. My skoonma het eers so 2 jaar terug uitgevind daarvan. Maar ek was vir 3 maande omtrent werkloos. En in die oggende, soos wat 'n goeie getroude man doen, as sy vrou werk toe gaan, sy het daarom werk gehad, het ek gestofsuig, die skorrelgoed gewas, die spinnerakke in die hoek skoongemaak. En soos wat ek die een oggend besig was om skorrelgoed te was, voel ek net, ek wil my vrou graag bless. As sy van die werk afkom en hard gewerk het, wil ek die tafel dek en ek wil die kersliggies aansteek en baie romanties wees. Maar dit gaan swaar. En daar's nie geld in die huisie. Ek maak die yskas oop. Ek kyk binne die yskas, ek sien daar's 'n verlepte blaar en 'n halwe tamatie. En ek dink, ek sien baie handig in die kombuisie. Wat gaan ek doen met 'n verlepte blaar, 'n halwe tamatie? En ek kyk, maak my beursie oop en daar's R30 kontant oor. En ek dink, wat gaan ek doen? Ek dink ek gaan burgers maak. Ek stap Checkers toe. Moet ek nie sê wat se winkel nie, maar ek stap winkel toe. En ek koop die dunste patties wat ek kan kry en die goedkoopste buns. En daar's my R30 op en ek sit met omtrent nog 'n rand klein geld oor. Maar ek voel net die Here stuur my om daar na die kaasblokke te gaan, want ek bedoel ons almal immers van 'n cheeseburger. Dit is soveel lekkerder, né? Nee? En ek kom op bo op al die kaasblokke en ek tel heel bo op die groot blok kaas tel ek op en ek sien is 80 sent. Ek sê, wat? 80 sent? Ek ryk die kaas, kyk die vervaldatum, ek dink hier moet groot fout wees. Ek gaan na die kassier toe, ek sê vir die dame, ek wil graag hierdie dun patties koop en hierdie goedkoop buns en hierdie 80 sent kaas. En sy sê vir my, meneer, is heeltemal verkeerd geprys, maar hulle moet dit vir my gee. En ek betaal 80 sent vir die kaas. En ek stap met 'n huppel in my stap, huis toe, kersliggie, jy weet, allei mooi romanties, maak die lekkerste burgers. Maar hier is die ding, ek trek daai 80 sent kaasstiker af van die kaas. En tot vandag, toe amper 14 jaar daarna, is hy op my yskas geplak. As 'n herinnering
as 'n onthou vir Johan, dat wanneer die lewe swaar raak, en wanneer dit moeilik raak, of dit finansiëel is, of dit geestelik is, of wat ook al, dan hou ek vas in daardie moment van 'n lewende God. 'n lewende God wat vir Johan sê, Johan, ek is nie 'n dooie God nie. Ek glo, ek is nie 'n dooie God nie. Ek is nie 'n God wat so nou en dan af aarde toe kom kyk of jy okay is nie. Ek is 'n lewende God, en as jy vir my vra vir brood, sal ek nie vir jou 'n klip gee nie. Dis mos die lewende God wat ons dien. So vriende, ek wil julle uitnooi na die tafel toe. En in die afkondigings, ons het nou hier was so baie goeders wat ons hier moes opsit, so ek het die titel verloor, maar julle sal sien op die voorste blaadjie staan daar 'n fokusgeleentheid vir besige families wat by Sondag se oggenddienste aansluit. En eintlik die hooftema is om die tafel. So elke Sondag gaan julle in die afkondiging sien, daar's 'n stukkie wat sê om die tafel, en my oproep na jou toe is om een keer in die week om die tafel, om die woord van God saam met jou familie weer te gaan sit. Weer hierdie 2 tekste van vanoggend te lees. Julle sal sien 'n kers aan te steek, mekaar in te check en te sê wat was die highs en lows van die dag, en dan saam te bid as huisgesin 5 minute. Ons moet ons kinders help om te onthou. Ons het mekaar nodig om te onthou. Ek wil graag vanoggend, ons gaan daarmee afsluit, vir Zilei. Waar is Zilei? Is sy hierso? Mevrou de Kok, kan jy gou vorentoe kom asseblief? Nou vriende, ons het vir Zilei nodig, en die Here daar geroep as ouderling van baie ouderlinge in hierdie gemeente, en sy gaan pertinent vir my help saam met julle om vir ons te help met hierdie geloofsgewoontes wat ons wil kweek, om ons kinders en ons families te help onthou. So vanoggend, Zilei, wil ek graag vir jou 4 vrae waarop jy dan op die einde ja kan antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besonderse diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkomme leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou amp as ouderling, soos dit in jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is jou antwoord? Ja, kom ons bid so saam. Ons hemelse Vader God, ons is opgewonde vir hierdie groot ja wat Zilei vir ons kom meedeel. Om saam met ons as ouers hierdie geloofspad te stap, sodat ons mekaar kan help onthou en herinner aan hierdie lewende God waaraan ons kan vashou. Dankie dat ons kan behoort aan U, dankie dat ons kan behoort aan mekaar, en ons gaan geloofsritmes moet kweek om mekaar hiermee te help. En daarom is dit 'n oproep terug na die tafel toe. Ek het laas Sondag gepraat in my intreepreek dat ek is hier om gras te sny, om diensbaar te wees, en so weet ek Zilei is ook vanoggend hierso om te sê, Johan, ek kom trek ook daai voorskoot aan om diensbaar te wees, om saam met jou gras te sny, sodat ons families se hande kan sterk maak in 'n tyd waar dit so besig is en so gejaagd is dat ons vir U mis. Ons bid U seën op Zilei, en ons vra dat hierdie span ook rondom ons sal kom versterk. Ons bid dit als in die naam van Jesus, en ons almal sê, Amen. Geef haar asseblief 'n hande klap. So vriende, wat nou gaan gebeur is, julle weet ons tyd is altyd baie beperk hierso. Ons gaan nou junior kategese hê. Julle het vir Brenda, ons jeugkinderleier hierso voor ontmoet. As daar enige nuwe intrekkers is, enige junior kategese is, jy sit dalk hier vanoggend en sê, Johan, ek wil jou kom help gras sny. Dan wil ek hê julle moet vorentoe kom en met Brenda kom gesels. Ek wil jou graag uitnooi, ons kort eredienswerkers. Dit beteken maar net dat as ons in die oggend hier inkom, om vriendelik te wees vir die mense, hulle te verwelkom,
so seker te maak, hulle kry 'n sitplekkie, julle kan asseblief na my toe kom, net hier vorentoe, kom sê ek steek hand op om 'n eredienswerker te wees, en dan die ding waarvoor ek die meeste oproep doen, vanuit my eie selfsugtige kant af vanoggend, ek kort 'n familiebestuurspan, ek kort mense wat saam met my op reis gaan, en ek is dankbaar vir Zelay wat al reeds, ek het al oproep met haar gehad, Vrydag, en sy gaan al reeds saam met my inhak, sodat ons ouers kan toerus en kan help, om die groter prentjie van ons kategese en strukture te kyk, te praat oor hoe bou ons hierdie geloofsgewoontes, hoe bou ons hierdie roetemerkers om mekaar te help onthou, mekaar in families te ondersteun, en ek wil jou graag uitnooi om na die diens ook net vinnig by my 'n draai te kom maak, en sê Johan, ek wil saam met jou op reis gaan, ek wil saam met jou kom gras sny. En dan laastens, hoe die metodiek ook gaan werk, elke Sondag as jy klaar is voor die kategese en juniors nou gaan inkom, wil ek julle tog vra om saam met my in die oggenddiens ook gras te sny, dat wanneer ons nou verdaag het, julle asseblief elkeen net 'n stoel of 2 sal gryp en na die kante toe sal skuif en net bo op mekaar sal pak, sodat die juniors by mekaar kan kom. Is dit reg met julle? Amen. Ek nooi die musiekspan gou vinnig vorentoe en ons sing 'n volgende lied, prys die Heer, en dan spreek ek die seën uit. Kom ons staan en ons sing hierdie lied tot eer van die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding. En op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die Heer. Prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die Heer. Die Heer is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, prys die Here, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die Heer. Prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die Heer. Die hele skepping sing nou saam. Alles wat lewe, roem sy naam. Die hele skepping sing nou saam. Alles wat lewe, roem sy naam. Prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die Heer. Prys die Heer.
Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Ontvang die seën van die Here. Die Here gaan voor julle uit om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is onder jou, om jou voete standvastig te hou op hom en op die woord van God. Die Here is agter jou om jou te beskerm teen die bose aanslag. Die Here is daar agter jou om jou te vang as jy sou val. Die Here is bokant jou om jou te seën en jou te salf. Die Here is binne jou met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons aanbid hierdie drie-enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en daarom kan ons nie anderste as om vanoggend te sê, ek glo nie. Mag ons vir U kom aanbid, en elke Sondag terugkeer na hierdie huis van die Here, saam om die tafel, waar die woord sentraal is van ons lewens. Ons bid dit in die naam van Jesus, en ons almal sê, Amen. Amen, ek hou van daai man. Geseënde dag vir julle, ons nooi julle uit, kom ek noem gou ietsie, hier is 'n jong man, wat laas Sondag sy Lego mannetjie hier by die kerk vergeet het. Die Lego mannetjie lê hier voor by my. As jy hom vergeet het, kom haal hom hier voor by my. Ek vra julle ook net om julle stoele gou een kant toe parkeer. Ons nooi julle uit vir dienswerkers en vir kategese leiers en 'n bestuurspan vir die families. Seën vir julle, dankie.